Waarom vanoggend se tema, maak Bybelstudie jou stokperdjie is. Nou wat is 'n stokperdjie? Het gaan hier oor 'n beginsel. 'n Stokperdjie is 'n aktiwiteit wat gereeld in 'n mens se vrye tyd beoefen word, vir die genot, die opwinding en die passie daarvan. Dit behels dan kreatiwiteit en uitdagings, ywerigheid en verwagting wat help met persoonlike verryking. Dink 'n bietjie, almal van ons het al stokperdjies gehad. En hoe het jy daardie stokperdjie beoefen? Jy het opgewonde geraak. Jy het tyd gemaak om met daai dinge besig te wees. En jy het, ongeag wat dit was, en jy het van alle kante af met daai stokperdjie gewerk, want dit was so lekker gewees. Bybelstudie sal dan wees 'n aktiwiteit wat gereeld gedoen sal word vir die genot, die opwinding en die passie. Dit sal help met die persoonlike verryking van ons verhouding met God. Vandag, hierdie boodskap wil ek eintlik probeer uitlig hoe fenomenaal die Bybel is. Om Bybelstudie in perspektief te stel en julle te probeer inspireer en te oortuig om nie die Bybel te lees nie. En nou sê ek nie en ek suggereer nie en ek sê julle lees nie die Bybel, of julle skep julle stilte tyd af nie. Dis nie wat ek suggereer nie. Dit is iets wat jy weet en wat jy vir jouself beantwoord het. Maar dit is so van kardinale belang om die Bybel te bestudeer. As jy dit alleen kan doen, wonderlik. Maar saam met ander is dit ook wonderlik. En ons leer ook van mekaar as ons in 'n groep saam kan Bybelstudie doen. En al is dit net 1 keer 'n week. Maar dat dit sinvol is en dat ek nuwe dinge kan leer, nie maar net kan hoor nie. Volgende keer wil ek 'n riglyne gee as ek die geleentheid kry en kyk hoe ek julle kan help om dit te kan geniet, om die Bybel te kan ontdek, om die meeste waarde uit Bybelstudie te kan kry en te kan haal. Ons het Psalm 119 gelees. Psalm 119 het 176 verse. Ons het net 8 gelees. En ek sê hierso, Psalm 119 is 'n akrostiese lied. En wat is akrosties? Daaronder het ek aangedui, dit gaan oor die eerste letter van 'n woord. En dat woorde, sekere woorde dat in verskillende verse die eerste woord van daardie vers met dieselfde letter begin. En dit is wat ons in Psalm 119 kry. En dit was vir my, toe ek dit ontdek het, was dit vir my fenomenaal en het dit vir my so uitgestaan om net vir my te wys hoe fenomenaal en besonders is die Bybel geskryf. Ons alfabet bestaan uit 26 letters. Die Griekse alfabet, waarin die Nuwe Testament geskryf is, bestaan uit 24 letters. En die Hebreëse alfabet bestaan uit 22 letters. 22. So, dis 26, 24, 22 letters. 22, want Psalm
in die Ou Testament is in Hebreëus geskryf. Met ander woorde, waar daar 22 letters is. 22 maal 8 gee vir jou 176. Ek weet nie of julle daar, ek dink julle behoort dit te kan sien. Aan die regterkant kry ons die Hebreëse teks. Die eerste 8 verse begin met die alef, die A, wat ons ken as A. Daar's verskillende woorde waarmee hierdie verse begin. Verskillende woorde, maar almal begin met 'n A. Verse 1 tot 8, verse 9 tot 16 begin met die B, naamlik die beet, as jy hulle daaronder sien, daar het ek het geskryf, beet, dit is van 9 tot 16, van 17 tot 24, begin al daardie eerste woorde van 'n vers, begin met 'n gimel, en so gaan dit deur die hele alfabet. Dit is ongelooflik. En wat nog verder interessant is, al 176 verse gaan oor die Bybel. Die waarde van die Bybel. Gaan lees dit. Waar dan na die waarde van die Bybel vanuit verskillende perspektiewe gekyk word, maar almal in omtrent, ek dink omtrent 3 of 4 verse, is daar nie 'n direkte verwysing na die Bybel nie, maar in al die ander verse is daar verwysings, of dit nou die wet is, of dit verordeninge is, dit hou verband met die Bybel. So, hierdie is een bewys van hoe fenomenaal die Bybel geskryf is. Nou wil ek nog iets aan julle voorhou, en dit is, Jesegiel is 'n profetiese boek, wat tussen 593 en 571 geskryf is deur Jesegiel terwyl hy in ballingskap in Babylonië was. Hy was 'n priester en 'n profeet, en die Israeliete was in haaglike omstandighede, en dan in Jesegiel 1 vers 1 lees ons, die hemel het oopgegaan, en ek het gesigte gesien wat van God kom. En dan het hy hierdie visioene, wat hy gesien het hy neergeskryf. Nou gaan ons na Openbaring toe. Openbaring is so in die tyd van 90 tot 95 en miskien selfs 'n bietjie daarna kon Openbaring geskryf gewees het deur Johannes wat die evangelie geskryf het. En Johannes was 'n gevangene op die eiland Patmos. En dan verskyn 'n engel aan hom wat deur Jesus gestuur is. Ons lees daarvan in Openbaring 1. Jesus het toe sy engel gestuur en sy dienaar Johannes dit alles laat sien. Dit wat hy neergeskryf het, is die visioene wat Johannes gesien het. Daar is 'n gaping van, kyk nou na die 593, kom ons maak dit 600 jaar voor Christus en 100 jaar na Christus. 700, amper 700 jaar. 'n speling, 'n gaping van 700 jaar. Nou, wat het Jesegiel gesien? Daaruit het 4 wesens in hierdie visioen, daaruit het 4 wesens tevoorskyn gekom.
Hulle het 'n mensvormige voorkoms gehad, maar elkeen van hierdie wesens het 4 gesigte en 4 vlerke gehad. 4 gesigte, een wese, 4 gesigte. Die vorms van hulle gesigte was so: voor die van 'n mens, regs die van 'n leeu, links die van 'n bul. Dis eintlik maar 'n lam. Weet, as 'n mens na die Hebreëus gaan kyk, het hang af voor die ouens het beskryf het, maar of vertaal het, maar dit dui op 'n lam wat geoffer kan word, en agter die van 'n arend. 'n mens, 'n leeu, 'n lam en 'n arend. Openbaring 4 vers 6 tot 8. Naby, rondom die troon was daar 4 lewende wesens, vol oë, van voor en van agter. Die eerste lewende wese het soos 'n leeu gelyk, en die tweede soos 'n kalf, 'n jong bul. Die derde het 'n gesig soos die van 'n mens gehad, en die vierde het gelyk soos 'n arend wat vlieg. Elkeen van hierdie 4 lewende wesens, het 6 vlerke gehad, wat aan die bokant en aan die onderkant vol oë was. Kyk net na die ooreenkoms tussen hierdie 2 geskrifte, wat 800 jaar van mekaar geskryf is. En dan, wat so interessant en so goed was, het 3 kerkvaders, Ireneus, Augustinus en Hieronymus, en daar is die datum, die tye wat hulle geleef het hierdie kerkvaders begin om te sê, of trouwens, hulle het die verband gesien tussen hierdie 2, en hulle het gesê, maar hierdie 4 gesigte toon ooreenkomste met die beskrywing van Jesus in die 4 evangelies. Is dit nie aangrypend nie? Kom ek wys vir julle. In Matteus word met 'n leeu vergelyk, want Jesus is die vervulling van die Ou Testament, en hy is die koning van die Jode. 'n leeu het ook daardie konnotasie gehad, die koning van die diere. Jesus kom uit die geslag van Dawid. En weet, daardie geslagte na Dawid. Jesus is die koning van die Jode, en dit het ook op sy kruis het Pilatus dit aangebring. So Jesus, Matteus word met die leeu verbind. Markus beklemtoon Jesus as die lydende diensknegt. Want, en dit was die prentjie wat gesuggereer het en wat na vore getree het, of trouwens nie, Markus word met die os, of die os geïdentifiseer wat geoffer sou word, 'n os wat swaar trek, wat help met, in die landerye, swaar trek, wat geoffer sou word. En as 'n mens na Markus gaan kyk, dan sien jy dat Markus in 3 dele verdeel kan word. Die eerste gedeelte gaan oor die wonderwerke wat Jesus verrig het, en ook die gelykenisse wat hy uitgespreek het. Van hoofstuk 1 tot 8 vers 21
Markus 8 vers 22 tot aan die einde van vers 10, dis die middelste gedeelte. Dit gaan oor disippelskap. En dan vanaf hoofstuk 11 tot aan die einde van Markus, gaan dit waar Jesus gesê het, of trouwens, as ons dit lees, dan sien ons, nou is Jesus op pad na Jerusalem toe, om gekruisig te word. Maar in hierdie middelste gedeelte, in hoofstuk 8, hoofstuk 9 en hoofstuk 10, dan sê hy vir sy disippels 3 keer, dan sê hy vir hulle presies dieselfde ding. As julle my wil volg, moet julle kruis dra. Soos wat hy sy kruis sou dra. Hy sou ly die lydende dienskrag. En dit is die os waarmee hy vergelyk is. Dan Markus, daar hy word met die mens, die beeld van die mens vergelyk in daardie 2 visioene. Want as ons na Lukas gaan kyk, as ons Lukas lees, dan is Jesus, deur Lukas, is Jesus die persoon, die mens, wat onder die armes rond beweeg. Wat die armes, die uitgeworpenes probeer optel, te probeer bemoedig. En dit is hoekom hy daarmee vergelyk kon word. En dan Johannes is die arend. As ons Johannes begin lees, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was by God. En dan in Johannes 1 vers 14, en die woord het mens geword. Want 'n arend vlieg net hoër en hoër en hoër. En dit is van daarbo het hy neergedaal en onder ons kom woon. En dit is die vergelyking. Maar goed, dit is nou maar net baie oppervlakkig. Maar kyk net hoe fenomenaal is dit, dat ons hierdie dinge kan ontdek, kan sien, en die harmonie kan agterkom, wat daar in die Bybel is. En dit strek oor honderde jare. Hoeveel ander dinge is daar nie nog, wat ons deur ons Bybelstudie kan ontdek nie. Nou goed, ek is nou by my laaste gedeelte van die preek, en dit is, ek wil hê ons moet net vir 'n oomblik na die 10 gebooie gaan kyk. Daar is 'n opsomming van die 10 gebooie. Die eerste gebod, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Geen ander gode hê nie. En het ek spesiaal gekies om te kan wys, hoe kan ek met die Bybel omgaan? Om my te help, om die Bybel inhoud beter te kan verstaan, te kan onthou. Die tweede wet is, jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel, daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Die eerste gebod, daar's een God. Die tweede gebod, jy mag geen ander gode aanbid nie. Net hierdie God. 3, jy mag die naam van die Here jou God, jy mag die naam van hierdie God nie ydelik gebruik nie. 4, sorg dat jy die Sabbatdag heilig. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. 5, eer jou vader en jou moeder. 6, jy mag nie moord pleeg nie. 7, jy mag nie egbreek pleeg nie. 8,
jy mag nie steel nie. 9, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. 10, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Mag nie begeer nie. Eintlik moes ek, voordat ek het gelees het, moes ek eers vir julle gevra het. Sê vir my, wat is die 5de gebod? Weet jy wat is die 5de gebod? Weet jy wat is die 3de gebod? Wat is die 8ste gebod? Hoeveel van ons kan hierdie gebooie onthou? En die wet van die Here speel 'n kardinale rol in die lewe van 'n gelowige. As ek nou maar net dink aan 1 Johannes 1, ek dink dit is, 1 Johannes 2 vers 6, waar die wet van die Here vergelyk word met die lewe van Jesus Christus. En 2 keer kom dit in daardie perikoop voor, dat ons die wet moet, die gebooie van God moet gehoorsaam. Hierdie is maar net 'n opsomming, maar dit het ook vertakkings, dit het ook verryking. Nou goed, nou hoe gaan ek dit onthou? 1. Die eerste gebod sê vir ons, daar is een God. Net een God. Dit is hoe ons die eerste gebod gaan onthou. Daar is een God. Hy wys boontoe. Die tweede gebod is, hierdie God alleen moet aanbid word. Kyk net hoe mooi werk dit uit. Iemand wat kniel, wat bid, God moet aanbid word. Die tweede gebod. Die derde gebod is, mag die naam van die Here jou God nie yderig gebruik nie. Die 3 stel die lippe voor. Daai vorm ons lippe. Mag die naam van die Here jou God nie yderig gebruik nie. Die 4de gebod is, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Kerkgebou. Ons kom kerk toe, dis waar ons is. Dis hoe ons dit gaan onthou. Die 4de gebod. Die 5de gebod. Eer jou vader en jou moeder. 'n Ma wat swanger is, dink daaraan. 'n Ma wat swanger is, of 'n pa wat so bietjie oorgewig is. Die ken hierdie gedeelte, die nek en die bors, en dan die maag, die 5. Dis hoe ek het gaan onthou. Eer jou vader en jou moeder. Die 6de gebod. Mag jy doodslaan nie. Dink aan 'n knippel. Lyk soos 'n knippel daar, waarmee jy iemand kan slaan en kan vernietig. 6, moenie doodslaan nie. 7, moenie egbreek pleeg nie. 'n soliede ding wat gebreek is. Die man vat aan die een kant en die vrou, en hulle worstel daarmee. Dit gaan nie net om egskeiding nie. Dit gaan ook om mekaar af te breek, te vernietig in die huwelik. Ons breek 7, 'n ding wat gebreek is. Moenie egbreek pleeg nie. 8, wat is 8? Moenie steel nie. Die 8, moenie steel nie. Gaan hulle jou gevange neem. Jou oortree. Dis hoe ek het onthou. 9, moenie 'n valse getuies aflê nie. 'n Musieknoot is die omgekeerde van daai 9, die omgekeerde met 'n vlaggie aan die onderkant. Dis 'n musieknoot. Draai hom om, dan word hy 'n valse noot. Moenie valse getuie, moenie 'n valse getuie wees. Die 9. En dan 10. Moenie begeer nie. Moenie begeer, dis altyd groener aan die ander kant van die draad as aan hierdie kant. Moenie jou naaste se vrou begeer nie, of sy os, en. Moenie begeer nie.
En dit is hoe ons die 10 gebooie gaan onthou. En ek waarborg julle, volgende week, volgende Sondag, dan vra julle 'n bietjie vir mekaar, wat is die eerste gebod, wat is die 5de gebod, of wat, en julle sal dit onthou. En dit is, hierdie was 'n kinderpreek, wat ek omtrent 20 jaar gelede uitgewerk het, en mee gespeel het. Dit klink nou snaaks, ek speel met die Bybel. Dit help my om die Bybel te onthou. My bede is dat die Here vir julle, diegene by wie dit nog nie bestaan nie, dat die Here vir jou 'n hankering sal gee. Dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Ons kan mekaar help, ons kan mekaar ondersteun, ons kan in groepe saamwerk om die Bybel te bestudeer, en hoorie, jou lewe gaan verander, jou persepsie van God, jou ervaring van God gaan anders word. Mag die Here julle ryklik seën in hierdie gemeente. Mag die Here jou ryklik seën om hierdie woord wat aan ons het, wat so kosbaar is, om opgewonde te kan raak oor daardie woord, as ons dit net reg hanteer. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, dankie vir u woord. Dankie vir u kosbare woord. Dankie vir hierdie woord wat die Heilige Gees geïnspireer het, wat so fenomenaal geskryf is, dat daar skaapwagters is wat deel gehad het aan die skrywe van hierdie woord, vissermanne. Iemand wat nie opleiding in letterkunde of in taalkunde gehad het nie. Maar wanneer ons die woord lees en analiseer, dat ons kan sien die ongelooflike redenasies wat daarna vore tree om die leser te oortuig van die waarheid wat daar in die woord staan. Dankie vir u Gees wat die woord vir ons verstaanbaar maak en ook wat die woord vir ons wat kan maak dat ons opgewonde kan raak oor die woord. Baie dankie vir elke persoon wat vanoggend hier is. En ons wil bid vir elke persoon met sy of haar behoeftes. Ag Here, daar gebeur baie keer dinge in ons lewens wat ons nie verstaan nie, waarop ons geen antwoorde het nie. Dinge wat ons so graag anders te sou wou gehad het. Daar heers 'n onverstaanbaarheid van God, omdat u so anders is as ons. En ons wil dit nie maar net oppervlakkig aan tyd koppel en sê, ja, maar die Here se tyd is anders as ons tyd nie. Dis ook waar. Maar daar gebeur net dinge waarop ons geen antwoorde het nie. En ek wil bid vir elke persoon wat moontlik worstel met so iets in hulle lewens, dat u vir hulle, as daar 'n krisis is, die krag sal gee
om deur daai krisis te gaan. Dat U mense op hulle paaie sal stuur om hulle te help, dat U omstandighede sal verander. Ons vertrou U daarvoor. Wil bid vir hierdie gemeente in sy geheel. Here, dat U hulle aktiwiteite sal seën. Dankie dat U verheerlik word in hierdie gemeente.